be seated in this wonderful atmosphere. Presence of the Lord is here this morning. God is in this place this morning. What an awesome privilege to be in the house of the Lord. 'n Voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Dierbares, ons het hierdie voorreg, Pastor Mars, Pastor Perens, Kerkraad. Ons het hierdie voorreg nie geken nie. Ons het elkeen ons eie pad geloop. Pastor Oppelt, ek wil vra dat ons net vir Pastor Oppelt 'n ordentlike handeklip gee. Hy het gister 80 jaar oud geword. En my bede is, Pastor, dat die Here u sal seën. En dankie vir die vaderlike figuur wat u openbaar het. Kon my vergryp aan die stories wat die wysheid wat in daardie man opgesluit is. Daarom, jong mense, julle beroof julle self as julle nie met die bejaardes tyd maak nie. Baie van jou maats kan net nonsens praat oor ander vroumense en hoeveel bier hulle gedrink het en vir wie hulle gevry het. Maar wanneer jy sit met die wyse, met die grysharts, kan jy God hoor wat jy nie gehoor het nie. Waardes wat jou lewe kan verander. Amen. Groete aan die almal wat vanoggend hier is, die gemeente, aan ons eerste besoekers, al ons besoekers vanoggend. Ek maak vanoggend klaar met die reeks Walk Before Me. As u die reeks gemis het, al hierdie preke is op YouTube, sowel as op Facebook. So, jy kan op YouTube gaan, jy kan intik daar, Charis Worship Center Wellington, al die preke is daar. Hierdie preek, die hele reeks, al die reekse, al die 4 boodskappe is daar op, en I want you to go and to make time, sit and read your Bible and study the Word of God. Father, we thank you for your grace and mercy. I am before you this morning with a heart of gratefulness, gratitude. Ek staan hier vanoggend met 'n dankbare hart. Goud en silwer het ons nie. Maar wat ons vanmôre kan hê is 'n dankbaarheid. Jesus het ons losgekoop toe ons nog sondaars was. And I want to pray this morning, Father God, that this gratefulness and gratitude never leave our lives, and that we will live a life filled with joy and gratefulness in the name of Jesus. Amen. Let's read Genesis 17 verse 1. Abraham and the covenant of circumcision, Genesis 17 verse 1. The choir did the song, isn't it good to know the Lord? Is good to know the Lord. Is goed om die Here te ken. Jy moet hom ken. En jy sal hom alleen ken as jy tyd maak in sy teenwoordigheid, in sy Bybel, in die woord van die Here lees. And therefore I want to encourage the church to be Bible students. Before you desire to become a bishop, an apostle, a pastor, evangelist, or a teacher, be a student of the word. Kom ons lees die Bybel, ek lees in die Amplified, die volg op die skerm in die Afrikaanse Bybel. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared unto him and said, I am God Almighty. Walk before me with integrity, knowing that you are always in my presence. And be blameless and complete in obedience towards me. The Afrikaans Bible says that Abraham 99 jaar oud was, en die Here aan Abraham verskyn en vir hom sê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Let's turn our Bibles to Colossians 1. Colossians 1 vers 10, Colossense 1, ons lees vers 10 en vers 4, 10 tot 14, Colossians 1 verse 10 to 14. And while you're turning to Colossians,
Kolossense 1 vers 10 tot 14 wil ek vir u sê, hierdie gedeelte in Genesis 17 vers 1 wat ek vir verduidelik het, two sections. One, God revealed himself unto Abraham. Secondly, God instruct or order Abraham to walk before me. You can never know the walk if you don't know scripture. You can easily be misled. Daarom het ek gister, die van u wat gisteroggend die radio geluister het, is utmost important believers that you be a student of the word. Daar's mense wat glo, en Pastor Perens praat vanoggend, daar's mense wat glo ons moet nog die Sabbat op 'n Saterdag onderhou. It's a lie from the devil. Die Sabbat dierbaar is. In die Ou Testament verwys na 'n dag. Die Sabbat in die Nuwe Testament is Christus. Christ is our eternal rest. En daarom, geliefdes, gaan 'n dag nie vir ons beweeg nie. Elke dag is die dag van die Here. Amen. Laat mense vir jou vertel, nee, maar jy moet nou op 'n Saterdag kerk gaan nie. The Sabbath in the New Testament is Christ our eternal rest. Daarom sê hy, kom in my rus in, van Christus as ons ewige rus. Kom ons lees in Colossians 1 verse 10. I'm reading from the Amplified. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, displaying admirable character, moral courage, personal integrity, to fully please him in all things, bearing fruit in every good work, and steadily growing in the knowledge of God with deeper faith, clearer insight, and fervent love for his precepts. Kom ons stop gou vinnig. Your growth in walk with God is absolutely important, that your growth must be evident. Jou groei moet aaneenlopend wees. Daar moet 'n aaneenlopende groei in jou ontwikkeling as kind van God wees. Your godly character must be revealed through your walk. Your lifestyle, your spiritual maturity must be evident in your walk. Mense moet kan sien dat daar groei in jou lewe plaasgevind het. That you are a growing believer, reading the Bible. What I read, I imply. Wat ek lees, pas ek toe. If you read and you don't apply, then you will never grow to maturity. As ek net die Bybel lees vir kennis, dan kan ek hoogmoedig raak en dink ek weet meer as ander mense. Maar wanneer ek lees en dit wat ek lees, pas ek in my lewe toe, is geestelike groei duidelik sigbaar. You need to read the Bible, and what you read, you must apply in your life. Vergifnis, vrede maak, al hierdie goed. Ons het hierdie goed nie geken nie. Dit was vir ons verborge, maar nou dat ons na die Here toe gekom het, en wat ons lees in die skrif, is aan ons geopenbaar, en wat ek lees, pas ek toe in my lewe. That is how a believer needs to live. Paul says the following, verse 11, we pray that you might be strengthened and with power according to the glorious might, to attain every kind of endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to share in his inheritance of the saints of God's people in the light. Strengthening within the might. Family, it's utmost important. It's utmost important that we cannot do this thing on our own. Ek en u het nie die krag om hierdie goed op ons eie kragte te doen nie. Ons kan nie op ons eie staat maak nie. Ons word baie kere deur soveel goed geoorval. We cannot withstand it. Gister, dit was vir my so hartverskeurend, toe 'n ma vir my 'n boodskap stuur en vir my sê, pastoor, ek is op daai punt dat ek bid dat al skiet iemand my seun dood, dan sal ek tevrede wees. Because we are living in a space that we do not have the power to endure all these things. It's not in us. It's coming from him. Paul the apostle
prays for the church. He says, I pray that what you learn, that will be evident in your life. Toe ek het lees, Pastor Mars, toe besef ek dink ons moet ons gebedslewe so bietjie draai, Suster Solly. Want ons gebedslewe is soos wat die heidene, ons bid dan nou soos die heidene, Here, gee my 'n kar, gee my 'n huis, gee my geld, gee my, maar niemand bid meer, Here, verander my gesindheid, verander my dat ek verdiep raak in die woorde, Here, bring daardie gees van liefde in vergewensgesindheid. Hy sê, moenie bid soos van die heidene bid nie, want hulle wil in hulle eie welluste vervul word. We need to turn our prayer and says, God, make me more like you. Here, my jou kar gee, my jou gesindheid stink. Kan nie eens mense vergewe nie, hoe gaan jy iemand 'n lief gee as jy jou kar gee? Paul says, I pray that your life might be impacted in what you know. Now that you gain the knowledge of who God is, let that be the leading guide for your life. Come to the knowledge and walk after that knowledge. Now that I read scripture and I understand scripture, I order my life in line with the word, pleasing unto God in all things, to bring forth fruit and patience, perseverance in the knowledge, to practice faithful fruitfulness, en in 'n increase thereof. My lewe word, ek is nie perfek nie, u is nie perfek nie, maar daar's 'n aanhoudende gegroei in my lewe. Ek raak nou meer volwasse, en wat ek lees in die woord van die Here, pas ek in my lewe toe. En wanneer ek die woord van die Here lees, en wanneer ek stilte tyd voor God hou, dis wanneer God my in 'n sonaar bring, en wanneer hy in my lewe kyk, en hy sien goed in my lewe, en hy sny uit, want hy is die, halleluja, hy is die wynstok, hy is die een wat ons sneeu, hy kom in die vinger, en hy knip af wat in ons lewe moet wees, en wat nie daar moet wees nie. He's cutting it out. And the more you are in the presence of God, the more God is working in you. And you are growing more to become a mature believer. Believers, we are weak, but in His presence and through His power we become strong. Dit is hoekom mense Suster Elizabeth vra, hoe staan jy alleen? Maar wat hulle nie weet nie, I cannot do this on my own, but the more I'm in His presence, the more power I receive to stand, even if my child is on drugs, my husband doesn't support me, I do not have all the money to buy all these things and to pay my accounts. Ek weet nie hoe maak ek het nie, maar een ding weet ek, dis die Here wat my krag gee. Because the longer I serve Him, the sweeter He grows. I will never be able to stand on my own power. The more that I serve Him, He gives me the strength to jop op die ashoop sit. En sy vriende sê, kyk hoe lyk die bemoediger. En sy vrou sê, seën God in sterwe. Toe roep Job uit, I know. It's not what I'm going through, it's what I know. As ek dit nie geweet het nie, Suster Anna, dan het ek lankal opgegee, maar ek weet my verlosser. Ek sou lankal aan die graf gewees het. Ek sou my eie lewe geneem het, want my oë was op dit wat ek deurgegaan het. Job se vrou kyk na wat hy verloor het. Job kyk na wat God vir hom kan doen. He says, I know. It is important what you know. If you don't know the God of the Bible, you will not trust the God of the Bible. He's not the same as the Allah in the Quran. He's the awesome, marvelous God. He's a glorious God. Van 'n mens of jou vrou kou jy nog aan, dan sê jy, ek weet, my verlosser
Paul prays. He said, I'm in prison. Paul prayed and he said, I can pray for my own needs, but I'm more concerned about seeing Christ, the work of God in your life. And the more you pray and the more God works in your life, the believer cannot do this on his own. I can never be the pastor of this church and lead the church on my own strength, nor can I depend upon the strength of my church council or the other pastors. I need to depend upon God who gives me the power to stand, and through faith I believe this power will keep me standing. This power, oh God, allows me to strengthen me in the inner man, that I can stand in long suffering, slow to anger, not easily provoked in wrath, but ready to forgive even the injuries that was implied to me, bearing long and patience and reproaches and persecutions for the sake of the gospel, all which require daily fresh supplies and grace and strength, especially to endure. Hoe hou ek en u dit uit? Is net die krag van die Here. Is net die genade van die Here. And then Paul says in conclusion to the church, he says, there's one thing that you need to add to your walk. Geliefdes, ek het nou vir die afgelope 4 Sondae het ek nou net vir u die koek gebak. En ek gaan vanoggend net die cherry op die koek sit. And the cherry on the cake is that the thing that we need to be seen in our lives is to walk with gratitude. Ek het 'n lewe van dankbaarheid. En dankbaarheid is nie gemeet aan wat ek het nie. Dankbaarheid is gemeet aan wat Jesus vir my op Golgotha gedoen het. Ek lewe met die oog op die kruis. Ek lewe met 'n dankbaarheid dat toe niemand vir my kans gesien het nie, het hy, halleluja, iets aan my lewe kon doen. Ek moes nog in die kattes geleer het. Nou sê Paulus, nou moet hierdie blydskap wat aan jou is, moet duidelik sigbaar wees. Dat is hoekom ek het blydskap en het gaan moeilik. Ek het blydskap en ek gaan deur 'n krisis. Ek het blydskap en ek kyk 'n storm aan die gesig. Ek het blydskap want ek weet dat hy wat met my is groter, magtiger en sterker as hy wat in die wêreld is. Blydskap in my wandel. Halleluja, want dit hang nie af van wat ek het nie. Dit hang af van wat hy vir my gedoen het. Ek kry hierdie kontrak, die pastor Marsbeck het 'n blydskap. Die bank het my kar gevat, maar ek het 'n blydskap. Ek moet my huis leegmaak, maar ek het 'n blydskap. Die blydskap is 'n ding wat vir jou sê, jy glo in God. Everything works for the good. Alles werk ten goede mee. Gratitude which are revealed in our walk before God. Wanneer mense ons sien en hulle sien hoe ons loop voor die Here, ons wandel, en dan vra hulle vir jou, hoekom sing jy nog hierdie koortjies? En kyk hoe lyk jou huis? Hoekom gaan jy nog agter hierdie dinge aan? En hoekom doen jy nog? Hoekom Job se vrou het gesê, my man, hoekom seën jy die man het God in sterwe nie? Maar Job het gesê, there's something in me. I know. En vanoggend wil ek vir die kerk en vir die gemeente vanoggend sê, let this gratitude overflow in your life. Die blydskap van die Here is my beskutting. Die blydskap van die Here beskerm my van die stres en die spanning en die goed wat die duiwel op my kom pak, want ek het 'n blydskap in my, ek het 'n vreugde in my, want dit wat hy vir my gedoen het, luister, want ek kan nie my
my saligheid verloor as ek my huis verloor nie. Ek kan nie my saligheid verloor as ek my kar verloor nie. Halleluja. Al die goed kan hulle vat, daar's 'n ou Pinksterliede wat die oumas gesing het, neem die wêreld en gee my Jesus. As ons nog op daai plek, of verander ons wanneer ons hierdie goed verloor. Ek verloor my status. Wat gaan die mense sê? Hulle het my kar kom al, wat gaan die mense sê? Ek moet in die krenthuis trek na 'n klein huisie, wat gaan die mense sê? It's not about the things. It's about what Jesus did for me on Calvary. En geliefdes, luister mooi. As die fokus op materiële goed is, gaan jy jou blydskap verloor. Maar as die fokus die kruis is, en dit wat Jesus vir my en vir jou gedoen het, en ek is gedurig gefokus op dit wat hy vir my gedoen het, dan het ek daardie blydskap in my, wat sê, nou kan enige ding maar kom. I know God is with me. And that joy flows out of a fountain of the word of God. Die blydskap vloei vanuit die woord van die Here, dit porrel in my op. Ek het self bemoediging, u was al daar, jy het self bemoediging nodig, maar jy bemoedig ander mense. Jy het self geld nodig, maar jy gee vir ander mense. Want daar's 'n blydskap in jou, 'n borrelende ding in jou, wat jy kan sê, Christ in me. Paul says, endurance and patience with joy. Blydskap. Jy's in 'n storm, man, maar jy kan lag. Jy's in 'n stryd, maar jy het 'n blydskap. En ek wil vir die kerk van die Here sê, that is the real attitude of a believer. Ons is soos die wêreldlinge nie. Ons stress en gaan nie deur hierdie klomp ander goed en ons raak bang nie, because when we understand scripture, we know that all these things is creating a joy within our hearts, that even if we go through stuff, we never lose our joy and our praise, and we give God thanks. Dankie Here vir wat ek het, en dankie Here vir wat ek ook nie het nie. En dankie Here vir wat ek verloor het, want die belangrike ding, as long as I got you. There's a chorus that says, long as I have you, I have everything. Now that I have Jesus, I have everything. Ek het alles, nou dat ek kom het. Want weet jy geliefdes, ek kan nie sien uit na die koms, wanneer die dag wanneer ons sterwe. Ons kan niks saamneem nie, maar net die blydskap, ek gaan huis toe. Ek het alles agtergelos, van die Here het my gehelp. And this morning, I want to say to the church, let us live a life that is filled with joy, even if I go through stuff. Moenie jou blydskap verloor, die kind van God. Want jou blydskap hang nie af van jou besittings nie. Het hang af van wat Jesus vir jou op Golgotha gedoen het. 'n ewige prys wat nooit verander kan word nie. It's not an easy road. Dis nie 'n maklike pad nie, maar dis wel 'n pad wat ek kan sê, Here help my, dat ek nie my blydskap sal verloor nie. Kom ons hou op bid vir materiële goed. En bid vir blydskap. Want as ek hierdie kar kry nie, dat ek aan die blydskap. As ek aan hierdie geld kry of die besigheidskontrak kry, het ek dan die blydskap. And that true joy of God, that is the thing that will keep me going. The more I have Jesus, I have everything. In die atmosfeer vanoggend, kinders van die Here. Dat jy vanoggend sê, Here, hier's baie van u wat vanoggend deur moeilike tye gaan. En vanoggend sê pastoor, dit gaan nie so goed nie. Maar jy kan vanoggend sê, Here,
Dankie vir blydskap. Kom ons staan. Halleluja. Dankie vir blydskap. Dankie vir blydskap.